Ek sterf met die verwagting om by Yahshua in te lewe. En daar is nie 'n hemel nie, en daar is nie Yahshua nie, en daar is nie 'n Jahwe nie. Weet jy wat, ek het niks gemis nie. Maar weet jy wat surprise het jy as jy doodgaan, en daar is 'n hemel, en daar is 'n Jahwe, en daar is 'n betroon, en daar is 'n hel. Pel, jy het 'n major probleem. Hoe lekker is dit as ons net die woord ken, hè? Kom ons keer terug na ons teksgedeelte in Openbaring 6 vers 9, wat verklaar dat daar siele onder die altaar was wat gedood is. Dis die ouens wat sy kop afgesny het. Hulle is gedood, punt nommer 5, terwille van die woord van Jahwe en terwille van die getuienis wat hulle gehad het. Die Bybel en die getuienis, hulle is nie gered. Hulle is nie in die hemel, want die troon van Jahwe is in die hemel, né? Hulle is nie in die hemel omdat hulle bruid was nie, omdat hulle siele in die groot verdrukking was wat gered is nie, omdat hulle deel van Israel was nie. Nee, hulle word gered op grond van die woord van Jahwe, die Bybel, en hulle getuienis dat Yahshua werklik die koning van die konings is. Maar weet jy wat? Daar's nie reddende krag daarin nie. Dis hol woorde, maar hulle moet betaal met hulle eie bloed. Ons het nou volgens die woord van Jahwe tot die slotsom gekom dat hierdie siele onder die altaar nie die volgende mense kan wees nie. Mense wie tydens die donker eeu gedood was nie. Die kerksmense wie tydens die groot verdrukking gedood was nie. Ek sê, die kerksmense. Met ander woorde, die kerk sê ons, die ouens, die kerk gaan nou deur die groot verdrukking. Dis nie hulle nie. Die siele onder die altaar is ook deel van die bruid van Yahshua nie. Hulle is nie ook deel van die bruid van Yahshua nie. Met die drie verklarings volgens die woord van Jahwe in u gedagtes, gaan ons nou na die res van die skrifgedeelte kyk en dit bestudeer. Openbaring 6 vers 10. My opskrif wat ek hier sou sê, wreek u ons bloed. Wreek u ons bloed. Openbaring 6 vers 10. Vers 10. En hulle, hierdie siele onder die altaar van Jahwe se troon, het met 'n groot stem uitgeroep en gesê, hoe lank, o heilige en waaragtige heerser? Kyk hoe, as jy die 33 Bybel het, kyk hoe pateties is hy vertaal. Daar, waar hy sê, o heilige en waaragtige, daai waaragtige moes sekerlik 'n hoofletter gewees het. Hoe lank, o heilige en waaragtige heersers, kyk my vingers, naamlik Jahwe, die skepper van hemel en aarde, oordeel en wreek u nie ons bloed op die bewoners, naamlik die antichristiese mense van die aarde nie, terwyl hulle daar so in die groot verdrukking is, in daardie tydperk van die 7 jaar en 105 dae, wel, hulle gaan vir 3,5 jaar in die groot verdrukking wees, onder die altaar. En dan breek die 1000 jaar vrederyk aan, want daarna word die stading losgelaat vir 3,5 jaar, kort tydjie, om na die Gog van Magog by mekaar te maak. Dis op die aarde. Maar tydsgewyse, in die tydlyn, gaan hierdie siele heel waarskynlik, ekskuus tog, ek daarkie in my oog, wat nou regtig irriterend is, heel waarskynlik vir 3,5 jaar, 42 maande, 1260 dae. Ekskuus tog, 1260 dae, gaan hulle dan, dit gaan die groot verdrukkingstydperk wees, die voorste gedeelte, terwyl hulle dan onder die altaar is, en daarna breek die 1000 jaar, of die 105 dae, want die Bybel sê, 1 dag is soos 1000 jaar, en 1000 jaar soos 1 dag aan. Wanneer hierdie 5de siel deur Yahshua oopgemaak word, sien Johannes hierdie spesifieke siele, wie ons nou reeds bestudeer het, onder die altaar van Yahshua, halleluja. Luister hoe roep hierdie siele onder die altaar met 'n groot stem na die lam van Jahwe, dit is Yahshua. Hoe lank, o heilige en waaragtige heerser, moet ons nog hier onder die altaar van Jahwe wag, voordat u ons eie bloed op hierdie antichristiese mense, wie steeds op hierdie aarde is, sal breek. Nou terwyl hierdie siele onder die altaar is, word hierdie uitroep
bewaarheid, deurdat die skale op die aarde uitgegooi word. Wanneer hierdie skale op die aarde uitgegooi word, wil jy nie op die aarde wees nie. Jy wil nie op die aarde wees wanneer hierdie skale uitgegooi. Want die Bybel sê die mense sal hulle tonge afbyt van die pyn. Die Bybel sê hulle vleis van hulle velle af verteer. Die Bybel sê hulle sal soek vir die dood, vir 10 dae lank. Sal hulle soek vir die dood, hulle sal die dood nie vind nie. En jy wil deur die groot verdrukking gaan om deur jou goeie werke dit te maak, maar as jy dit nou nie eens kan maak nie, hoe gaan jy dit nou die groot verdrukking maak? Daar's nie 'n way nie. Daar is nie 'n way dat een persoon dit in die groot verdrukking sal maak nie. Ek praat nie van die Israeliete nie. Ek praat van die protestante en die karismate. Vers 11. En aan elkeen van hulle, dis hierdie siele onder die altaar, is wit klere gegee. En aan hulle is gesê dat hulle nog 'n klein of kort tydjie moes wag of rus, totdat hulle medediensknegte en hulle broeders, ek wil sê en susters, wat nog gedood sou word, soos hulle voltallig sou wees. So die volle getal is nog nie daar nie. Daar's 'n tyd. Daar's 'n tydjie wat hulle moet wag. Luister wat sê die woord. En aan elkeen van hulle, hierdie siele onder die altaar, is wit klere gegee. Die oomblik toe hy sterf, dat sy kop afgekap is, kry hy nie wit klere nie. Hoekom nie? Want die Bybel sê die wit klere is die dade van die regverdiges. Ons gaan oor hierdie wit klere gesels en die ouens onder die altaar ander week verder as Jaffa Lewe en Gesondheid Spaar.